Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Baie welkom by vandag se potgooi. Ons gesels vandag met Lisel en Inge. Dit is twee van ons leerbestuurders. Lisel is die graad 12 leerbestuurder en Inge is ons grondslagfase leerbestuurder. Ons gaan so 'n bietjie oor verskillende studietegnieke praat, of hulle gaan so 'n bietjie oor verskillende studietegnieke gesels. Hulle het taamlik ervaring daarin en dis vir my lekker om hulle vandag aan die woord te kan sit. Baie welkom julle. Baie dankie. Goed, so as ons nou gaan kyk oor hoe my studieplek moet lyk en hoe orde en hoe beplan ek, is dit regtig baie belangrik dat ons seker moet maak dat ons kind se plek waar ons studeer moet netjies wees en moet georganiseerd wees. Ons nou al agtergekom as 'n tafel die mekaar is, word ons aandag soms afgetrek of ons fokus nou meer op die verkeerde ding as terwyl ons moet leer. En ons moet altyd seker maak dat ons opsommings en ons boeke ook daarso moet wees. As ons nou gaan sit om voorbereiding te doen vir ons eksamen of ons toets, moet ons altyd seker maak dat alles wat ons nodig het, is tot ons beskikking by ons lesenaar. Laat ons nie moet soek nie, want op die einde vergeet ons wat ons nou moet doen en ons verloor tyd ook. En Lisel, wat vir my ook baie belangrik is, as ons gaan kyk na beplanning, as ons nie vroegtydig beplan oor wat ons wanneer gaan leer nie, en wanneer en hoe laat ons dit moet leer en wat my tydsgleef daarvoor is nie, mors ons ook baie tyd. Ons wil seker maak dat ons effektiewe tyd gebruik om reg te leer. En dan moet ons seker maak ons moet wegbly van vensters af. Ek dink dit het met ons almal ook as kind gebeur. Wen jy net waar ons gaan en ons sit en ons besig om te leer en ons is voor die venster en iewes skielik vlieg hier 'n voël verby, dan word jou aandag afgetrek. En as ons leer, is dit regtig baie belangrik dat ons gefokus moet bly, want as ons nie gefokus is nie, word ons aandag afgetrek en dan mors ons eintlik ons tyd, want ons moet seker maak dat ons tyd regtig goed gebruik. En dan moet ons ook seker maak dat al ons skryfbehoeftes daar is, laat ons highlighters daar is, laat ons kleurpenne, ons skoutjies, alles wat ons gaan nodig hê om ons opsommings te maak, laat dit daarso is, want anderste soek ons nou weer 'n gekleurde highlighter, ons wil nou ons belangrike werk merk en dan mors ons ook op die einde tyd. En dan al ons sticky notes, ons flashcards, ons breinkaarte, al ons opsommings wat ons nodig het, wat ons moet leer, laat ons seker maak op die einde dat dit daar is, laat ons sodra ons begin werk en begin leer, laat ons seker maak alles is reg. So Lisel gaan nou vir ons in diepte ingaan daarso oor ons linker en ons regterbrein. Ja, so ek wil net gou aansluit by Inge. Ek sê altyd vir die matrieks, hulle moet budget met hulle tyd. So wat ons bedoel is jy moet beplan. Ek sê vir hulle as jy in jou kalender beplan het dat jy gaan vanmiddag 'n uur uitsit om met 'n maat 'n melkskommel te gaan drink in die Wimpy, want dit is jou studiebreek wat jy vat, of jy gaan saam met 'n maat vir 'n uur lank fietsry in die berg, dan hoef jy nie, terwyl jy dit doen, te stres oor ek gaan nie by al my werk uitkom of ek gaan nie deur my goedjies kom nie, want jy het mos gebudget met jou tyd. In jou kalender het jy 'n uur op sy gesit en jy het nog steeds beplan om klaar te maak. So daardie beplanning gedeelte is regtig ontsettend belangrik, veral in die VOO fase. So as ons dan nou kyk hoe die linker en die regterbrein werk, as ons daar op die tweede skyfie kyk, dan sal julle baie mooi sien dat die linkerbrein en die regterbrein het heeltemal verskillende funksies, werkies wat ons sê wat hulle vir ons doen. So hoekom is dit vir jou as ouer belangrik om bewus te wees hiervan? Want jy as ouer ken jou kind baie goed en jy gaan baie vinnig, as ek nou vir jou so vinnig deur daardie funksies neem, kan agterkom of jou kind sterker uit sy linkerbrein uit opereer of dalk meer regterbrein dominant is die groot woorde wat die sielkundiges daarvoor gebruik. Linkerbrein dominansie, regterbrein dominansie. Nou ek onthou dit altyd so en dis redelik maklik om dit dan te onthou. Die linkerbrein is die logiese kant en dis ook die language kant. So die linguistieke kant sal ons ook kan sê, né? So met ander woorde uit ons linkerbrein uit
funksioneer ons logiese redenering. Dis nou wat 'n kind nodig het om probleme te kan oplos, né? En om oplossings te kan genereer. Ook wiskunde, want wiskunde is ook maar in die kleine, elke sommetjie is 'n klein probleempie, né? En om daai analise te doen, om die probleem te ontleed en te gaan kyk wat is moontlike oplossings hiervoor, om in die regte volgorde goedjies te memoriseer of stappe te kan onthou van 'n wetenskaplike proses, om jou taal te kan gebruik en jou hele woordeskat, jou redenering in taal, né, soos vir 'n redenaarskompetisie byvoorbeeld of 'n debat. Daai is funksies wat baie uit die linkerbrein uit opereer. En dan as ons gaan kyk na wat gebeur in die regterbrein, dan kan ons eintlik maklik onthou dat die regterbrein is amper meer ons kunskant, is ons kreatiewe kant. So kreatiewe denke, om jou verbeelding te gebruik, om intuïtief goed uit te dink of aan te voel, kuns, musiek, 'n voorliefde vir kleur, selfs driedimensionele insig en visuele denke. Kinders wat heeltyd dagdroom, is kinders wat geneig is om meer regterbrein dominant te wees. Kinders wat heeldag loop en goedjies rap in hulle kop en musiekies opmaak, of rympies, hou van rympies en goed ritmies doen, is kinders wat baie sterk uit hulle regterbrein uit opereer. En dis baie belangrik vir ouers om bewus te wees hiervan, want dit speel 'n baie belangrike rol in die leerproses. So Inge gaan gou vinnig vir ons wys net watter rol speel hierdie verskillende funksies in die leerproses. Wel, ek dink wat baie belangrik is wat ons moet onthou is dat ons brein werk soos 'n span, dat ons nie net een deel alleen kan gebruik nie, dat albei dele van ons brein moet saamwerk. So as ons nou gaan kyk na hierdie skyf in ons linker en ons regterbrein en ons kyk na presies hoe verskillend dink ons, maar ons moet ook weet wanneer werk ons brein ons nou saam en hoe leer ons. So as ons gaan kyk na ons linkerbrein, hou dit baie van struktuur. Ons dink in stappe en ons fokus ook baie op definisies en feite en toetse. Dis waar ons logiese redenering en dinge sistematies uitwerk. En dan die regterbrein nou baie meer van prente, so stories en hulle hou daarvan om die groter beeld en die eindproduk te sien, hulle wil dit visualiseer. Maar dan dink hulle ook baie kreatief en hulle sien patrone, hulle gebruik hulle verbeelding baie goed. So dit is hoekom die kinders soms iets beter onthou as hulle dit in 'n storie of visuele verduideliking kry. So ons noem dit mos baie ons kinders is baie meer visueel. Ek was ook self so as kind gewees, as daar 'n nuwe belangrike konsep verduidelik was in die klaskamer en die juffrou het dit prakties gedoen, het ek dadelik verstaan wat dit is en wat ek moet onthou. So as ons nou gaan kyk byvoorbeeld na die breinprentjie op ons skerm, kan ons sien dat die linkerbrein help jou om belangrike feite uit te haal en die regterbrein help jou om dit in 'n prentjie of in 'n breinkaart of in 'n storie te verander. So wanneer 'n kind net leer deur te lees en oor te skryf, gebruik hulle meeste van die tyd mos nou hulle linkerbrein, soos wat jy mos gesê dit is ons nou meer die taalbrein en dit is mos nou die stappe en die definisie, hulle hou daarvan. Maar wanneer hulle kleur gebruik of sketse maak, hardop verduidelik of 'n konsep in hulle eie woorde vertel, dan aktiveer hulle dadelik die regterkant. So ons moet onthou dat ons moet eers verstaan wat jy leer en dan moet ons dit oorsit in kreatief wees en dit in 'n prentjie omskep en dan kan ons dit prakties by mekaar sit en dan oor in ons toetse ook insit. So as ons nou gaan kyk na die volgende skyfie, wat ons spesifiek kyk na die langtermyn en die korttermyn geheue. Hier wys dit vir ons ook baie goed. So as ons voorbereiding doen vir ons eksamen of vir 'n toets wat ons gaan skryf, dan moet ouers ook net onthou dat langtermyn geheue gaan oor iets wat ek lank voor die tyd geleer het en ek het dit gereeld geleer. En langtermyn geheue, as ons dit vroegtydig leer, dis amper soos 'n olifant. Hoe eet ons 'n olifant? Stukkie vir stukkie. So as my kind na voorbereiding doen, hulle is besig met hulle opsommings, hulle maak byvoorbeeld hulle breinkaart of hulle is besig om 'n tabelopsomming te maak, dan liaseer hulle eintlik daai inligting wat hulle gekry het in hulle brein, amper soos 'n leer as ons nou gaan kyk na die prentjie voor ons. So dis belangrik dat as ons dit vroegtydig leer
en gereeld leer, laat dit lank in ons brein gebly. As ons nou net 'n dag voor die tyd gaan en ons leer nou net 'n dag voor die tyd vir die eksamen of vir die toets, dan word ons korttermyn geheue geaktiveer en daai inligting wat ons geleer het, bly net kort daar, dit word nie permanent gestoor binne in ons brein nie. So ons moet definitief ons kinders help en motiveer, laat hulle vroegtydig voorberei en laat hulle genoegsame tyd spandeer aan hulle studies om seker te maak dat die langtermyn geaktiveer is en nie die korttermyn geheue nie. Goed, so om aan te sluit by Inge, wil ek nou gou-gou vir julle 'n paar wenke gee. Nou eintlik mense sou hierdie ook direk met die kinders kon deel, maar ons deel dit met julle as ouers, want soms het jou kind nou maar nog nodig dat jy bietjie met hom oor hierdie goed praat en dalk omdat jy jou kind beter ken as wat ons jou kind ken, sal jy weet watter van hierdie tegnieke wat 'n mens kan gebruik om inligting meer in die langtermyn geheue te gaan stoor, sal dalk meer aanklank vind by jou kind se spesifieke geaardheid, persoonlikheid, sy breinprofiel, sy manier van dink en doen. So dit gaan maar ook baie keer vir my oor kinders se natuurlike dink, doen en voelpatrone, want ons kry definitief kinders wat as mens nou dink aan die vorige skyfie, Inge het nou gepraat oor linker regterbrein en oor lang en korttermyn geheue. Ons kry definitief kinders wat dan nou swaarder steen op die regterbrein en hulle kan hulle assosiasietegnieke en hulle opsommingstegnieke aan die hand waarvan hulle leer, kan hulle dan aanpas om beter by hulle breinprofiel te pas. So gaan neem al die tegnieke wat ek vinnig en kortliks met julle gaan deurgaan en kyk wat kan vir jou kind werk. Dis nie te sê dat jou kind elke keer net een metode hoef te gebruik nie en dis ook nie te sê dat jy al 6 of al 10 moet gebruik nie. Jy kan letterlik soos 3 of 4 kies wat vir jou kind goed werk en julle kan dit afwissel afhangende van watter tipe werk 'n mens moet prosesseer. Want soms is dit soos feitelike werk, soos geografie of lewenswetenskap en besigheidstudies wat 'n klomp feite het wat mens moet memoriseer en dit sal 'n mens dalk op 'n ander manier hanteer en leer as wanneer jy byvoorbeeld 'n beredeneerde skryfstuk moet skryf en jou kind daarvoor moet voorberei vir die eksamen. So wanneer ons dan nou kyk na die assosiasietegnieke wat 'n mens kan gebruik om nuwe inligting wat jy prosesseer aan ou bestaande inligting te gaan hak, wat reeds 'n raamwerk in die brein het. Ons praat van neurobane, wat reeds in die brein gevorm is. Wanneer ons nuwe inligting wil byleer en ons gebruik 'n roetetjie op hierdie neurobaan en ons gaan hak net 'n nuwe stukkie inligting aan dit, dan kan ons dit amper vergelyk soos met 'n leer in jou rekenaar in Word, waar jy 'n skryfstuk het en jy onthou nog ietsie by en jy gaan tik gou daai sinnetjie in en by en jy sê weer. Dan as jy weer daai folder oopmaak of daai dokument oopmaak, dan sal die nuwe sinnetjie mos nou daarby wees. So ons kan amper hierdie vergelyk met so iets waar ons nuwe inligting gaan hak aan ou bestaande inligting. So hier kan 'n mens natuurlik nou vele assosiasies gaan gebruik. So party mense hou daarvan om goed te assosieer met kleur, want dan kan jy byvoorbeeld sê, kom ons gebruik die 3 kleure van die robot en alles wat op primêre vlak is van bedrywighede soos boerdery en om mielies te verbou ensovoorts, gaan ons in groen opsom en alles wat by sekondêre bedrywighede pas, soos hierdie mielies moet nou na 'n fabriek toe en dan moet meel gemaak word, kan ons in oranje opsom, want dis die tweede kleur van die robot, en dit wat in tersiêre bedrywighede gebeur, kan ons byvoorbeeld in rooi opsom, want dis die derde kleur op die robot. So 'n mens kan lekker kleur gebruik vir assosiasies. Wanneer 'n kind moet leer oor 'n nuwe land, kan jy besluit jy gaan die berge en die see se name in blou skryf, want mense assosieer mos nou maar blou met water, en die berge se name gaan ons in bruin skryf, want dit laat ons dink aan die berge, en ons kan die plante groei in groen skryf, en ons kan dit wat met die mense se kultuur te doen het en hulle godsdienst kan ons weer in 'n ander kleur opsom. En so help dit vir 'n mens om makliker hierdie inligting te prosesseer en die brein kan makliker 'n prentjie daarvan vorm en vas lê en jy kan dit makliker herroep. Mens kan rympies gebruik. Nou kinders wat sterk regterbrein dominant is, sal definitief hou daarvan om aan die hand van kleure en rympies en selfs soos gediggies of net 'n sin wat jy opmaak wat
wat 'n prettige sin kan wees. Dat ons kan maar bietjie humor ook hier inbring. Ek sê altyd vir die graad 10s, 11s en 12s as ons oor studiemetodes praat, as jy 'n lawwe rympie in jou kop het en jy onthou dan nou aan die hand van daai lawwe rympie of snaakse sin jou werk en dit ontvou vir jou die hele vraag wat jy moet antwoord, dan is dit okay so, want niemand gaan weet van jou lawwe rympie in jou kop nie, dis net jy wat daarvan gaan weet. So jy kan dit so doen. Party kinders is so ritmies, hulle hou daarvan om hulle werk te rap en tafels te rap as hulle dit moet memoriseer en dit is ook okay so. En ons kan dan ook gebruik maak by kinders wat dalk bietjie meer linkerbrein dominant is en wat sterk op hulle taal fokus, waar hulle kernwoorde kan gaan uithaal en akronieme of afkortings daarmee kan vorm, of 'n sin kan bou met al daai kernwoorde en wanneer jy die sin herroep in toetsomstandighede, dan help daai sin, elke woord in daai sin, help dan vir jou om 'n feit te onthou en daai feit gaan sit jy dan net in 'n sinnetjie en dan het jy jou 15-punt vraag geantwoord. So kernwoorde is uiteraard baie belangrik. En dit is belangrik dat ons ook vir ons kinders leer wanneer hulle leesstukke lees of deur werk, al is dit ook 'n videoklip wat hulle kyk, om vir hulle te leer, dit is 'n vaardigheid wat mens kan aanleer en jy kan dit oefen, om sleutelwoorde en belangrike gedagtes te gaan identifiseer en dit uit te haal, sodat 'n mens nie jou brein oorbelas met onnodige inligting wat hy moet memoriseer nie, maar dat jy jou brein ook oefen om kerngedeeltes te onthou en vinnig te memoriseer, en as jy dit herroep, soos ek vir die matriek sê, as jy dit kan herroep, dan moet jy net weet hoe om verder intelligent te gorrel. Want dan wat jy doen is jy vat daai kerngedagte en jy gaan sit hom in 'n baie oulike sin en jy gaan skryf dit daar neer in jou matriek eindeksamen vraestel. Prente is iets wat vir linker en regterbrein dominante mense baie goed werk. So prente is belangrik in opsommings. Ek sê altyd vir die kinders, as jy werk deurgaan en jy sê dit vir jouself op, en jy herhaal dit en jy vergeet almekaar daai 3 feite op jou diagram of in jou tabel, gaan teken 'n prentjie by daai wat jy almekaar vergeet, want jou brein sal op die ou ende nie prentjie kan onthou. So dis minder las op die brein se hele memorisering in terme van 'n klomp getikte skrif, soos in 'n handboek waar alles eners lyk. As jy 'n prentjie in die kantlyn kan maak, of jy kan 'n kernwoord in die kantlyn skryf, of 'n belangrike vraag in die kantlyn skryf, dan onthou die brein daai gedeelte en nie daai klomp tikskrif nie, en dit is wat vir kinders maak dat hulle dit makliker kan herroep. En dan syfers, dis ook nou bietjie meer vir die kinders wat dalk sterk linkerbrein is, wat daarvan hou om hulle opsommings te maak. Nommer 1 dit, nommer 1.1 is hierdie onderafdelingkie, 1.2 is hierdie onderafdelingkie, en dan onthou hulle die feite aan die hand van daai nomering, nee, daai nommertjies wat hulle gemaak het. So, dit is alles assosiasie tegnieke. As ons nou kyk na die volgende skyfie byvoorbeeld, kan kinders ook vir hulle storie vorm aan die hand van hulle hand. So jy kan sê wie, wat, waar, wanneer, hoe. So, ek het eendag gehoor van 'n juffrou wat 'n vraag in 'n vraestel gevra het vir graad 4's of 5's, wat sy gevra het, wie, wanneer, waar aangekom, en dit was nou gemik op Jan van Riebeeck, wat aan die Kaap aangekom het. Nou, ons hoop 'n juffrou gaan nooit so 'n vraag in 'n vraestel vra, soos wie, wanneer, waar aangekom nie, maar vir jou kind om so te gaan leer, wie is hier ter sprake, wie is die rolspelers hierso? In graad 10 tot 12 is dit baie keer 'n voorgeskrewe stuk, waar daar mense in konflik is en waar hulle die karakters moet ken. Partykeer is dit soos 'n belangrike ontdekkingsreis of iets in geografie of geskiedenis, en dan kan jy vir jouself daai W-vragies gaan. Ons praat sommer van die W-vragies of die vraag en antwoord tegniek. Kan jy lekker gebruik om soos half in 'n storievorm in jou kop vir jouself te gaan kyk watter W-vrae kan jy vra? Wie, wat, waar, wanneer, hoe, hoekom, en dan voeg ek baie keer ook by, wat was die oorsake, wat was die gevolge, en watter voorbeelde kan jy noem om dit te motiveer? Want in graad 10 tot 12
raak daai weefvrae ook belangrik, né? Wat is die oorsake, wat is die gevolge? Hoe kan ons dit gebruik in ons alledaagse lewe? Wat impliseer dit en wat staaf dit, né? Want hulle vra baie keer in graad 10, 11 en 12 en noem 'n voorbeeld of sê hoekom jy so sê. Goed, so as ons dan na die volgende skyfie toe gaan, dan sien ons dat as ons bewus is van verskillende assosiasietegnieke vir beter memorisering en ons het hierdie weefvragies wat ons kan vra of jou kind hou daarvan om aan die hand van so syfers op te som, dan lei dit ons outomaties na sekere opsommingstegnieke. Nou wanneer ons gaan kyk na verskillende maniere waarop kinders werk aan opsom, dan is een tegniek wat uitstekend werk vir linker en regterbrein dominante mense, is om kernwoorde uit te haal of breinkaarte te maak. Dit maak nie saak wat 'n breindominansie jou kind het nie. Jy sal sien dat soos wat jou kind hierdie opsommingstegnieke inoefen, dat hulle dit regtig verpersoonlik, hulle maak dit hulle eie en die manier hoe hulle dit verpersoonlik pas gewoonlik baie goed by hulle breindominansie. En so sal kinders wat kernwoorde gaan uithaal en partykeer, ek was op skool baie meer linkerbrein dominant, maar ek het geleer om my regterbrein meer te oefen in memoriseringsprosesse. Maar op skool weet ek het ek partykeer woorde onderstreep met een lyntjie en ons mag net met potlood onderstreep het in ons handboeke in daai jare en dan het ek party woorde met 2 potloodstreepies onderstreep en dan het ek party 'n sirkeltjie omgemaak, die lyntjie onder het 'n sirkeltjie geword. En party woorde was onderstreep met 'n vraagteken bo-aan. Soos wat 'n mens se brein werk, so ontwikkel jy vir jouself verskillende opsommingstegnieke en daar's nie 'n reg en 'n verkeerd nie. Dit wil ek net beklemtoon, sodat ouers nie vir hulle kind sê nee man, jy kan dit nie so maak nie. Ja, jou kind sal hoe meer hy opsommings maak, hoe meer gaan hy dit sy eie maak en sy eie tegnieke ontwikkel. Maar om kernwoorde uit te haal is 'n ontsettende belangrike vaardigheid wat ons kinders moet aanleer, soos wat ek nou net ook genoem het. Wanneer 'n kind deur 'n leesstuk lees, moet hy van jongs af leer om vir homself te vra, hoekom is hierdie belangrik? Praat hulle hier oor oorsake of gevolge? Praat hulle hierso oor mense wat dinge gedoen het? Praat hulle hierso oor geskiedenis en feite en statistiek, sodat die brein dadelik homself kan oriënteer ten opsigte van hoe moet hy hierdie nuwe inligting hanteer en prosesseer. Nou breinkaarte kan 'n kind so persoonlik maak. Party kinders verkies om elkeen van daai, ons praat ook van 'n spinnekopdiagram, né? Elkeen van daai beentjies van die spinnekopdiagram in verskillende kleure te doen. Party kinders verkies om uit daai basiese kernbene wat uitloop, nog 'n klomp kleiner beentjies te laat loop, soos wat hulle denke vorder oor hierdie onderwerp. En party kinders sal by die breinkaart nog nommers ook inbring. Dis jou kind wat linkerbrein dominant is en sterk op die memorisering van syfers leen, né? So hy sal nommertjies ook inbring en nommers daarby sit. Party kinders wat sterk regterbrein dominant is, sal ten spyte van die feit dat hulle dit klaar in 'n breinkaart het, sal hulle nog 'n prentjie ook daar gaan byteken. Of hulle sal dit in verskillende kleure omsirkel of highlight en dit maak regtig nie saak nie. Daar's nie 'n verkeerde manier om 'n breinkaart te maak en 'n regte manier nie. Kantlynvrae of notas is 'n belangrike vaardigheid, 'n opsommingstegniek vir kinders om aan te leer, want dit is ietsie wat graad 10 tot 12 lekker kan gebruik, veral met daai gedeeltes van werk wat hulle nie so baie tyd aan wil spandeer nie en waar hulle voel hulle wil regtig nou net hulle wil net die vraag in die kantlyn skryf en die antwoord onderstreep. Nommers, glimpenne is maar 'n highlighter, né? Vir belangrike feite uitlig is ook 'n baie lekker tegniek wat 'n mens kan gebruik. Mens hoef nie altyd van alles breinkaarte te maak nie. Kinders kan selfs tabelle vir hulle self opstel. Partykeer kan hulle vir ChatGPT dalk vra om vir hulle vragies oor die leesstuk te gee en hulle kan self die antwoorde gaan soek en invul. En dan is dit belangrik om vir jou kind te lei om in sy brein kategorieë of groepe te gaan vorm. Partykeer moet 'n mens jou werk opdeel in oorsake, gevolge, metodes, maniere van doen, wat het te doen met die kultuur van die volk, wat het te doen met die geografiese ligging ensovoorts. En dit is waar die brein ook dan makliker memoriseer, omdat jy die goedjies
in groepe bymekaar gaan sit en daardie groepe is goedjies wat jy met mekaar kan assosieer. Ja, so dit is in kort, die volgende skyfie wys maar net na 'n voorbeeld van 'n mindmap en hoe mens dit jou eie kan maak met verskillende kleure en met verskillende kernwoorde daarbey. So dit is maar net 'n voorbeeld van hoe 'n mindmap lyk. Goed, Lisel, as ons nou gaan kyk na gesonde studiegewoontes, is dit regtig waar belangrik dat ons moet konsentreer en seker maak dat ons hierdie gesonde studiegewoontes implementeer as ons studeer en vir voorbereiding vir ons eksamen, vir ons toetse, maar ook terwyl ons leer daarvoor. So ons moet kyk na ons liggaamlike welstand en is baie belangrik dat ons genoeg slaap inkry. Ek dink die grootste ding wat ons soms vergeet is dat ons dink okay, net 'n goeie nagrus voordat ek die eksamen skryf is genoeg. En dit is ongelukkig nie so nie. Ons moet elke aand genoeg slaap inkry want ons weet as ons moeg is, sukkel ons om te konsentreer en as ons nie konsentreer nie, gebruik ons glad nie ons tyd effektief nie. En dit is eintlik waar dit gaan. So as ons nou goed leer en ons goed voorberei, gebruik ons tyd baie goed en ons wil nie tyd mors op die einde nie. Ons wil ons nou liewerste gefokus bly vir 20 uur goed leer as wat ons op die einde 40 uur leer en nie al die inligting ons nou maar inkry nie. En dan ook gesonde kos. Ek dink wat baie belangrik is Lisel, is sien nou maar vir byvoorbeeld 'n kind wat aandagafleibaar is. Daai kind kan ons nie nou lekkers en chips en daai goeders gee terwyl ons nou leer nie. Dit is glad nie gesond nie want ons weet dit maak hulle nou nog meer hiperaktief en hulle aandag word dan baie meer afgetrek. So ons moet seker maak dat ons gesond eet terwyl ons onsself voorberei, maar oor die algeheel ook. Gesonde eetgewoontes is baie belangrik en dan moet ons ook genoeg water inkry. So dit help die water en die gesonde eetgewoontes help jy om jou brein te herstel en dit help met konsentrasie en om energie ook te hê. Jy wil nou nie lam en moeg wees nie. En dan soos wat ons op by die eerste skyfie mos nou gepraat het oor ons effektiewe studiegewoontes. Hoe lyk my leerplek? Is al my opsommings daar? Het ek al my werkboeke daar? Is my lesenaar netjies? Is alles wat my aandag kan aftrek weg daar. En ons gaan nou praat oor ongesonde studiegewoontes en dan gaan ons baie klem lê op sekere goed wat op by ons lesenaar moet wees en sekere goed wat nie daar moet wees nie. En ek dink wat ouers ook moet onthou is hulle moet hulle kinders motiveer. Ons weet as jy jou kind motiveer is die sukses wat hulle op die einde gaan haal, die kind gaan baie beter wees. En ons weet ook ten minste oor wat is goed vir my kind en wat nie. En wat baie belangrik is ons ouers moet vir ons kinders vra oor, hoor hierso, wat het jy vandag geleer? Wat was interessant geweest? Jy het gesukkel gister, het jy gesê, jy het gesukkel om al die definisies van geskiedenis te onthou. Vandag toe jy geleer het jy dit onthou en dan net om ook te motiveer en sê ek is baie bly ek het meer tyd daarin gesit en ek is baie bly ek kan daai definisies onthou. So dit is regtig belangrik dat ons moet fokus op ons gesonde studiegewoontes en ons moet onthou sterker leer, beter selfvertroue en volhoubare sukses is waartoe ons werk. So as ons nou gaan kyk na die ongesonde studiegewoontes. Nou, en ons weet ons kinders is baie lief vir hulle telefone of hulle tablette en hulle Xbox en daai goedjies. So ons moet seker maak dat 'n telefoon moet nie op 'n kind se lesenaar wees as hulle leer nie. Geheel en al glad. Ons weet mos nou, hoe is dit? Ek vat gevindig net 'n 5 minute breinbreek en ek vat gevindig my telefoon en ek is nou besig om deur 'n TikTok of by my Facebook deur gaan en ek's besig om deur die video's te gaan. En as ons weer kyk, is daar 30 minute, is klaar daarmee heen. So ons moenie vir ons kinders sê, dit is okay om jou selfoon daar te hê en pas op dat jou kind sê, maar ek gebruik my telefoon om tyd te hou. Daai weet ons soms is die aandag word mos nou maar afgetrek. Maar skermtyd is regtig waar glad nie goed nie. En as ons gaan kyk na ons breuke, as ons studiebreuke, ons 5 minute breinbreek gaan vat, net om ons brein weer te aktiveer, moet ons nie gaan na ons telefoon of om gevinnig iets op die TV te gaan kyk nie. Staan op, gaan yskas toe, drink 'n lekker yskoue glas water of eet 'n lekker krakerige appel of suurwurms, net om weer jou brein aktief te kry, want ons wil nie hê ons konsentrasie moet verlore wees nie. En dan die gebrek aan beplanning. Ek en Lisel het daaraan geraak
Hoe belangrik is dit dat ons moet beplan? Dit is soos jou game plan, soos wat ons vroeër gesê het, is as jy nie gaan beplan nie, gaan jy nie weet of jy genoeg tyd ingesit het om te leer nie. En jy gaan ook nie weet dat jy alles wat jy moet leer, geleer gaan kry nie. So dit is regtig waar belangrik dat ons moet beplan, en as ons nie gaan beplan nie, gaan ons gestres voel, en as ons gestres voel terwyl ons leer of terwyl ons skryf, dan weet ons baie keer vergeet die kinders die werk wat hulle geleer het. So en ons moet mos ook baie vroegtydig leer, ons kan nie net 'n dag of 2 dae voor die tyd leer nie. En dan slegte slaaproetine, ons het gepraat oor hoe belangrik is dit om genoegsame slaap te kry, want as jou brein genoeg rus ingekry het, dan is hy nie moeg nie en dan verloor ons ook die fokus terwyl ons leer nie. So dis belangrik dat ons fokus en ons energie van ons brein moet hou. Julle, dit was die laaste skyfie. Baie dankie vir al julle moeite met die aanbieding en dat julle hierdie wonderlike wenke en tegnieke met ons ouers gedeel het. Dit was regtig insiggewend en ek glo hulle gaan daarby baat om dan nou sodoende dit aan hulle kinders voor te dra. Dit was lekker om self na dit te kyk, so ek glo alle ouers gaan dit geniet. Baie dankie vir julle tyd en julle moeite en dan nooi ons al die ouers uit om weer by ons volgende potgooi in te skakel. Dankie Manjanet. Dankie Lenet, dankie Lisel. Totsiens.